Hallo oukies, so haarekappery, jaar 4 en ons gaan deur die GEC leerpapier. Onthou jy skryf 2 toetse, so hierdie is die eerste leerpapier. As jy foutjies sien of so, daar is 'n paar wat ek al opgemerk het. Moenie laat vrees jou been op eet nie. Dis okay, ons werk deur dit. Okay, so eers gaan jy kyk na jou haarkonsultasie. En onthou, daar's baie toetse wat jy kan doen om seker te maak dat die hare en die persoon en die kopvel en alles reg is, dat jy wel die hare kan. In hierdie geval is ons besig onthou met perm. Okay, so die eerste een is 'n onversoenbaarheidstoets. Dit wys of daar enige chemikalieë teenwoordig is. Elastisiteitstoets, dit bepaal die toestand van die hare deur te sien hoeveel die hare kan rek en terugkeer na sy oorspronklike lengte. Porositeit is die toets, dui die hare se huidige toestand aan van sy vermoë om te absorbeer of weerstaan van vloeistowwe. 'n Strandtoets of 'n stringtoets is 'n proefloopie op 'n klein versteekte gedeelte van die hare om te voorspel hoe 'n nuwe kleur of chemiese behandeling sal uitdraai voordat dit op jou hare toegedien word. Nou, dis daar wat jy 'n klein stukkie hare kleur of perm of so om te kyk of die persoon allergies is of die kleur mooi gaan vat of die krulletjie mooi gaan uitkom. Dan tekstuur is hoe dik of dun die hare is en daar is 3 teksture. So dis goed of dun, medium, normaal of grof. Goed of dun, hare benodig spesiale aandag en sorg. Die sentrale kern of die medulla is gewoonlik afwesig, hy is nie daar nie en benodig daarom 'n swak tot medium perm middel. Medium tekstuur. Die hare bied min probleme in die prosesse want hoewel die cuticula skilbietjies naby die skag lê, skarnier hulle maklik terug, wat die penetrasie van haarkappervoorbereiding en chemikalieë maklik maak. Met ander woorde, 'n normale sterkte permmiddel is nodig. En dan growwe hare bevat altyd jou 3 laagies. So hy bevat altyd jou medulla, jou cuticle en jou cortex. So dit staan maklik effens weg van die haarskaf sodat hierdie tipe hare maklik wateroplosbare stowwe kan absorbeer. Wat beteken dat 'n normale tot sterk permmiddel daarop gebruik kan word. Die bevindinge word opgeteken tydens die ontleding van die hare en die kopvel. Maak seker dat jy die besonderhede van enige toets wat jy uitvoer aanteken. Werk die kliënt se rekordkaart onmiddellik nadat jy die toets gedoen het volledig op. So as jy 'n stringtoets doen, dan skryf jy daar hy kan goed kleur absorbeer. Die volgende inligting en ander relevante inligting moet op die kliënt se rekordkaart aangeteken word. Die stylist se naam, jou naam, die kliënt se naam, adres en kontaknommer, die kliënt se haartipe en die huidige chemiese toestand van die hare. Haarsiektes, toestande en defekte. Abnormale haarverlies word genoem alopecia. Okay, so jy het nou al baie hierdie jaar alopecia by my gehoor, maar vir hierdie toets doen jy net 3. So ek gaan net 3 leer. So die eerste een is androgene alopecia. Dit is gewoonlik soos male pattern baldness waar die mans bles word. Dan alopecia areata, daai die woord area, dit is daar waar sekere areas op die kopvel verloor hare. En dan postpartum alopecia is na jy 'n babatjie gehad het, val jou hare gewoonlik bietjie meer uit. Canities is die tegniese term vir grys hare. Grys hare is die gevolg van die verlies van die hare se natuurlike melaminpigment. Behalwe vir die afwesigheid van pigment, is grys hare dieselfde as gepigmenteerde hare. So 2 tipes honde, glad nie honde nie. 2 tipes canities wat jy kry is aangebore. So jy is met dit, jou ouers het vroeg grys geword en so, en dan verwerf. So daar is 3 prentjies om dit te probeer onthou. Dan fisika van kleur, wit lig en die prisma. Wanneer wit lig deur 'n prisma
'n deursigtige voorwerp met plat gepoleerde oppervlakte soos glas beweeg, gebeur iets magies, iets magical. Dit verdeel in 'n reënboog van kleure. Wit lig is nie net een kleur nie, dit bestaan eintlik uit al die kleure van die reënboog gekombineer. Die prisma. Wanneer wit lig die prisma binnendring, vertraag dit omdat lig stadiger in glas beweeg as in lig. Dit veroorsaak dat die lig buig of breek. Dispersie. Verskillende kleure lig buig met verskillende hoeveelhede omdat elke kleur 'n ander golflengte het. Rooi buig die minste terwyl violet of pers die meeste buig. Die reënboog. Soos die kleure versprei en die prisma verlaat, skei hulle in die spektrum en dan sien ons 'n reënboog. Hierdie proses word refraksie en dispersie genoem. Dis dieselfde rede waarom jy reënboë in die lug sien na 'n reënstorm. Die reëndruppels tree op soos klein prismas. Heel verstommend, nee. Kyk, so daar's 'n prisma. Dan kleure, jy moet leer van primêr, sekondêr en tersiêr. Primêr is 'n basiskleur, word nie gemeng met ander kleure nie, kan dit ook nie skep nie. Sekondêre kleure is waar jy twee primêre kleure in gelyke hoeveelhede met mekaar meng, en tersiêre kleure is waar jy 'n primêre kleur met 'n sekondêre kleur meng. Die wette van kleur. Die kleurwiel wat uit die kleur in die spektrum bestaan. Die kleure sal altyd in hulle verwante posisies lê, ongeag hoe die wiel gedraai word. So onthou, jy begin altyd met 'n rooi en jy gaan rooi, oranje, geel, groen, blou, pers en hy bly altyd so. Jy kan nie nou rooi en oranje gaan omdraai nie. Die wiel het baie te doen met kleur. Byvoorbeeld, as ons 'n nuwe kleur wil skep, is dit maklik om dit te doen deur gelyke hoeveelhede van twee kleure wat langs mekaar op die kleurwiel lê te kombineer. Neutralisering van kleure. Kleure reg oor mekaar op die kleurwiel is die kleure wat mekaar neutraliseer. Byvoorbeeld, as 'n kliënt se hare groen word, vat jy rooi om dit uit te kanselleer. En hierdie is altyd dieselfde ook. Rooi en groen en rooi, blou, oranje en geel en pers. Daar's 4 natuurlike haarkleure: blond, bruin, rooi, swart. Diepte en toon. Wanneer ons oor kleur praat, gebruik ons dikwels die woorde diepte en toon. Diepte beskryf hoe lig of hoe donker die kleur is en toon beskryf die refleksie kleur wat ons sien, soos daai goud of groen of mahogany. Al daai kleure is toonkleure. Deur die beginsel verder te neem, bied die internasionale kleurkaart of die ICC, dit is in Engels International Color Chart, 'n manier om haarkleur sistematies op te spoor. Kleurskakerings genommer begin altyd met 1 wat swart is en ligste blond wat 'n 10 is. Byvoorbeeld, as jou kliënt medium blonde hare het wat omtrent 'n 7 is en jy kleur dit met 'n koperige kleur wat 'n punt 4 is, behoort die resultaat 'n ryk koperblond, 'n 7.4 te wees. Die moontlikhede is amper eindeloos. Die ander een het donkerste bruin hare, 'n 2, en jy kleur met 'n rooi wat 'n punt 6 is en 'n mahogany wat 'n punt 5 is, behoort die resultaat 'n donkerste bruin rooi mahogany wat 2.65 te wees. Nou, hierdie wat ons nog gekyk het. Onthou, vir jouself 1 is altyd swart en jy werk op. Okay, onthou, so jy werk altyd die eerste lettertjie is daai en dan, as ek dit net kry, soos die swart, bruin, blonde kleure is altyd voor die punt en daai is altyd na die punt. Nou, dit klink vreemd in Afrikaans, so dis die goud en die koper mahogany. Okay, dan haarkleurmiddels, daar's 4 tipes haarkleurmiddels.
Die eerste is 'n permanente kleur, so hy penetreer die haarskag en bied langdurige resultate. Hy's permanent. So dit wat die kleur is, dit wat daar is. Jy kry hom in 'n room, 'n gel of 'n vloeistof en hy bedek alle grys hare of 'n dramatiese kleurverandering. So jy het blond en jy wil swart gaan, woeps, hy gaan swart gaan. Dan semi-permanente kleur, voeg kleur by sonder om jou natuurlike pigmente te verander. Dit hou gewoonlik 6 tot 8 wasse. Jy kry dit in rome, spoelmiddels, skuim en spuitmiddels. Verbetering van jou natuurlike kleur. Semi-permanente kleur bevat 'n klein hoeveelheid peroksied vir 'n langer blywende resultaat. Dit hou ongeveer 20 tot 28 wasse en jy kry dit in 'n room of 'n vloeistof. Hy meng grys hare en hy voeg diepte by. Tydelike kleur bedek die oppervlak van die hare sonder om dit te penetreer. So hy sit net daarbo op. Dit hou gewoonlik 1 tot 2 shampoos en jy kry dit in 'n spuitmiddel, kruite, poeier, skuim en gel en dis gewoonlik net 'n eenmalige ding wat jy hom gebruik. Dan begin ons by die perm. Wat is perm? Dit is 'n haarstyl wat gemaak word deur die hare in golwe of krulle te set of te stel en dit dan met chemikalieë te behandel sodat die styl vir 'n paar maande hou. Om hare permanent te maak, vereis dit 'n kombinasie van vaardigheid, behoorlike tegniek en veiligheidsoorwegings om te verseker dat beide die stylist en die kliënt 'n positiewe ervaring het. Wat het jy nodig? Jy het nodig 'n stertkam, permrollers, permpapiertjies, watte, 'n botteltjie om dit mee aan te sit, verdelingsknippe en 'n mantel. Effek van permmiddel op hare. Permmiddel word gebruik om die struktuur van hare chemies te verander, sodat dit 'n gekrulde of 'n gegolfde styl kan behou. Dit breek al die haarbande. Die middel bevat chemikalieë, dikwels ammoniumtiogliolaat, wat die disulfietbindings in die hare afbreek. Hierdie bindings is verantwoordelik vir die handhawing van die hare se natuurlike vorm en struktuur. Dan dit hervorm die haarvorm. Nadat die haarbindings gebreek is, word die hare om permstafies of stokkies gedraai. Die middel laat die hare toe om in krulle of golwe hervorm te word. Dan neutraliseer jy. 'n neutraliserende oplossing word na die perm lotion aangewend om die chemiese reaksie te stop en die disulfietbindings te herbou wat die nuwe vorm vasluit. Oukies, onthou mooi wat jy geleer het in die klas van perm. So jy het eers die hare geshampoo, dan het jy dit ingedraai. Onthou hoe kwaad was jy vir al daai indraai. Dan het jy perm lotion op die hare gesit, dit ingesit, klokkie gestel en dan het jy 'n toetskrulletjie gedoen. Onthou jy haal een krullertjie uit en kyk of hy daai essie maak. As hy nog nie die essie het nie, draai hom weer op en stel jou klokkie weer vir 'n bietjie langer. Dan, as jy daai mooi essie het, gaan jy wasbak toe, spoel die hare omtrent 7 tot 10 minute af. Druk dit bietjie droog met 'n handdoek, gaan terug, sit neutraliserende middel op. Kyk, dan los jy dit weer omtrent 5 tot 7 minute, hang af wat staan op die boksie. En as jy daar klaar is, gaan jy weer terug wasbak toe en jy spoel dit weer lekker lank af. Dan om te ruik, as jy nog permmiddel of iets kan ruik, het jy nie genoeg gespoel nie. Dan as jy klaar alles gespoel het, jy ruik dit nie meer nie, begin jy stadig en versigtig die permstokkies uithaal. Daarna maak dit lekker nat, sit conditioner op, spoel af en gaan style dit soos wat jy dit wil hê. Okay, so wat doen die neutralizer? Dit herbou die disulfietbindings. Nadat die permmiddel die hare se disulfietbindings verbreek het om dit te hervorm die neutraliseer hierdie bindings in die nuwe gekrulde of gegolfde posisie. Dit sluit die styl, so dit lok die styl in. Dit stop die chemiese reaksie. Die neutraliseerder stop die werking van die perm en verseker dat die hare nie oorbehandel word nie, wat tot oormatige skade kan lei. Dan herstel dit die pH-balans. Aangesien die permmiddel alkalies is,
help die neutraliserer omdat dit suur is, om die hare en kopvel na 'n natuurlike pH-vlak te herstel, wat potensiële irritasie verminder. Dan versterk dit die hare. Deur die bindings te hervorming, help die neutraliserer om die hare se struktuur te versterk, wat dit stabiliteit en duursaamheid in sy nuwe vorm gee. Alhoewel die neutraliserer hoofsaaklik is vir die permproses, kan dit lei tot ongelyke krulle of onnodige haarstres as jy dit te lank laat aanwend of nie eweredig aanwend nie. Behoorlike aanwending en tydsberekening is die sleutel vir die beste resultate. Ontwikkelingstoets krul. Dit behels die toets van die krul tydens verwerking. Aangesien verwerking krities is, moet jy 'n timer gebruik, 'n klokkie gebruik. Jy moet ook die perm met tussenproses nagaan om te sien hoe dit vorder. As jy die middel aangewend het, nadat jy dit opgerol het, kyk na die krulletjies van die voorkant, die kroontjie en die nek. Draai die hare uit en dit met 'n essie vorm. As die krulletjies nie reg is nie, spoel die hare en laat meer verwerkingstyd toe. Stel weer jou klokkie. Indien die krulletjie reg is, stop jy dit deur dit te gaan afspoel. Dan algemene probleme. Nommer 1, vishoeke. So vishoekies, onthou as daai in die puntjies, dan skiet hy verkeerde kant toe. Jy het of dit verkeerd ingedraai. Dan die hare wat gekrul is, het jy oneweredig gedraai, of jy het nie die regte eindpapiertjies gebruik nie. Ongelyke krulle beteken jy het nie ewe styf alles opgedraai nie. Of jy het nie genoeg perm lotion oral opgesit nie, of dit was van die begin af ongesonde hare. Moeilik om terug te keer na natuurlike tekstuur, oorverwerk of beskadigde hare. Die golfie is te stadig om te verwerk of die hare krul nie, of jy verkeerde perm lotion gebruik, of die temperatuur in die salon is te koud. Die kopvel is rooi, seer of jy het 'n gebarste vel, verkeerde gespanning, jy het te styf gedraai of te los gedraai, of jy het te veel perm lotion aangesit. En dit is dit, baie sterkte. Ekskuus, die leerpapier is maar bietjie, daar's 'n hele paar foutjies op, maar ek hoop dit help en ek hoop ons het genoeg in die klas gedoen dat hierdie somme 'n lieflike lekker toets is.